Goedemorgen gemeente. Ik wil graag namens Maria en Marcus en Annelie allemaal van jullie zeggen baie dankie dat jullie hier op die vrijdagmiddag weer samen is, waar ons om afscheid nemen van Wessel. Ook zijn hier ook 4. Ik wil graag voor jullie zeggen baie dankie dat jullie allemaal hier is. En ik wil ook, ik denk ik praat namens allemaal van ons, dus ons ook van Maria en voor Marcus en van Annelie ook zeer ons ook aan hulle ding, ook vir hulle bid. Ook vir die pad wat voor hulle lê, dat die Here ook vir hulle die krag sal gee om te kan aangaan. Ek dink ek praat namens almal van ons as ek dit sê. Die wil jy net vir die agterste deur toe maak van die kerk, heel buitekant die agterste deur asseblief. Goed, ek het
Marcus het vir my gevra om ook die hulpblyk vandag hier te doen. So ek gaan die hulpblyk so deur die boodskap, so deur die loop van die program, gaan ek enkele goed sê van Wessel. So dit is hoe ek dit gaan hanteer. Dankie ook dat julle my gevra het. Ek het vir Wessel leer ken toe hulle so 15 jaar gelede hier by Hesperos ingetrek het. Daar het ons nou elkaar te doen gekry. En die eerste gesprek wat ek met hom gehad het, het oor 'n hond gegaan. Wat hy my gevra het, ek kom nou hierna toe, ek het my vrou en ma se hond ook. En hy is deel van ons gesin, hy kan nie by die huis bly nie. En sy naam was Piet, so 'n groot, mooi volksterrier, verskriklike mooi hond. Dus sê ek, ek sal nou aan die moeilikheid kom, maar na die hond kom, want hy sê, hy gaan nog die plaas wees, Maria is baie keer alleen, en Maria kan nie sonder die hond wees nie. En daai hond was vir hulle soos 'n kind, ek saam met Maria natuur toe gekom, doodstil gesit, as ons natuur gehou het. So dit is waar ek vir hom leer ken het. Nou, iemand wat lief is vir 'n hond, dit sê sommer 'n klomp van 'n mens, as jy vir 'n hond of vir 'n kat, dat Wessel ook 'n kat gehad, die mens optreden met dieren, sê ook baie van 'n mens karakter. Wessel het uit 'n harde wêreld gekom, daar in die Tankwa Karoo. Hy moes hard gewerk het ook vir dit wat hy het en wat hy ook bereik het. Dit is van daai generasie wat niks nie gekry het nie en baie hard moes gewerk het. En mense kon dit ook sien, ook in sy lewe, ook dat hy mooi na alles gekyk het, dat hy opgepas het, dit is wat ons onthou. Hy het ook sy foute gehad, dat weet ons almal, maar wie van ons het die foute nie, so ons leef saam met dit. 'n ander ding wat ek graag het vir Wessel, wat wil sê ook, is dat hy baie betrokke was ook ons in die gemeente, as ons vleis gewerk. Ons het so vier geleenthede in die jaar, wat ons heel wat vleis het gewerk in die saal, een vir Hesperos, die ander 3 van ons gemeente self, en Wessel se plek was nooit deel vir hierdie gemeente. Sy eie voorstoot, sy eie mes gekom, die kerksemes gebruik hier, die kerksemes geglo nie, so hy sy eie goed gebruik, en as ons nagemaak het, is hy altyd so 'n klompie vet weg, wat hy vir hom gevat het. Hy het Sondag vleis gebraai, elke Sondag, daarvoor sy huis, die oggend as ek my laat kerk hou by Hesperos, as ek my weer was om daar kerk te hou, en geweet, as ek klaar is, dan is daar 'n stukkie wat vir my daar wag. Verlede Dinsdag het ons weer vleis gewerk hier in ons gemeente, en toe ek maandag by Wessel was, dat ek in die laaste tyd was daar as hy stoel gesloot het en die son gesit het, toe het hy met trane sy toe over my gesê, ek gaan nie môre daar wees nie. Weet nie of ek weer daar gaan wees nie, maar ek kan nie môre daar wees nie. So dit is hoe ek om onthou, so ek my hart ook saam met haar gaan. Maar kom ons raak meer stil, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid is vandag. Baie dankie dat ek namens almal van ons, van Maria, vir Marcus en vir Annelie, en vir al Wessel se ander familie kan bid, Here. En dat ek vir U kan vra vir hulle in hierdie middag te omvou met die krag en met die troos. Here, dankie dat ons vandag as gelowiges ook kan weet dat hierdie einde is nie. Dat ons as gelowiges ook vandag kan verbykyk, ook verby ons afgebreekte liggame, ook verby die dood, en dat ons kan weet dat U sien Jesus die dood oorwin het. Here, dis ons troos. En dankie dat ek vanmiddag kan vra dat U deur die Gees en deur die woord ook vir hierdie familie daarmee sal vertroos. Dat hulle dit ook sal weet. Here, ons neem vandag afskeid van 'n gelowige, en daarom weet ons sal U ook vir Wessel laat opstaan met 'n verheerlikte liggaam. En dankie dat sy familie ook gelowiges is. En dankie dat almal van ons wat vanmiddag hier sit, mense is wat glo
in die kruisiging en in die opstanding van Jesus. Here, ons is hartseer vanmôre, maar ons is nie soos mense wat hier roep nie. Dankie daarvoor. Dankie ook dat jy vanmôre ook hierdie familie saamgebring het van ver af, mense wat ver moes kom, maar af te wees. En ek wil vir julle vra, help ook vir hulle om mekaar se teenwoordigheid ook vanmôre te geniet. En die Here help ook vir hulle om mekaar se teenwoordigheid te waardeer. En dankie dat ons kan weet by die hartseer ook van so 'n roudiens, is daar ook die troos van dat ons mekaar ook hier sien. En daarom wil ek ook vir julle vra dat hierdie paar minute wat ons in die kerk sal wees, maar Here ook as ons net in die saal saam gaan iets eet en drink, dat het heilige koninkryk sal wees, Here, vir almal van ons wat betrokke is. Dankie dat ons nou na die woord kan luister. Amen. Ons gaan 'n lied nou weer sing, en dis die 190. Die 190 wat ons gaan saam sing. Ons sing 2 verse van hierdie lied saam. Kom ons staan, die 190, 2 verse wat ons gaan saam sing. Vers 1 tot 2 en dan die 11de vers wat ons saam
Nou, almal van ons wat vanmiddag hier sit, ken vir Psalm 23. Baie van ons ken hom ook uit ons kop uit. Lang terug was daar Tannie en Estros aan die bommetjie, wat nie eers weer haar naam geken het nie. Sy het nie geweet wie sy was nie. Maar as daar 'n geleentheid was wat sy kon bid of iets kon sê by 'n biduur, dan het sy altyd opgestaan en Psalm 23 met haar kop en opgesê. Dit het sy onthou. Sy het nie meer geweet wie sy was nie, maar sy het geweet dat sy 'n skaap van die Here is en dat hy haar herder was. En ek glo baie van ons wat vanmiddag ook hier sit, het ook hierdie troos en het ook hierdie versekering uit hierdie Psalm. Uit 'n eenvoudige beeld, 2-3 eenvoudige beelde in die Psalm, waar daar soveel troos na ons toe uitstraal. Die beeld van 'n skaap wat veilig en in oorvloed wei. Nou kan 'n mens baie maklik dink dat toe Dawid Psalm 23 geskryf het, dat het met hom baie goed gegaan het, dat sy omstandighede net mooi en reg was. Nou baie skrifverklaarders, onder andere Dr. Adrian Koenig, op wie ek baie gesteer het vandag vir hierdie preek, Dr. Koenig gesê, hy dink Dawid het hierdie Psalm geskryf net na sy seun Absalom se dood. 'n Smartlike ervaring in sy lewe toe sy seun in hom opstand moes kom. Toe het hy hierdie Psalm geskryf. En dan kom Dr. Koenig en dan trek hy 'n verband tussen 2 Samuel 17 vers 29 waar Dawid moet vlug vir sy seun. Sy seun Absalom soek sy dood en dan moet hy vlug. En dan kom Dawid in ander kant die Jordaan by 'n landstreek aan waar mense vir hom goed was. Vers 28 staan daar, die mense daar, terwyl hy vlug vir sy seun, was gereed met 'n bed, met bakke, met kleipotte, met koring, met gas, met meel, met gebraaide koring, met bootjies, met lensies, met heuning, met dikbel, met kleinvee en kaas. Dit het alles vir Dawid reggestaan volgens die mense en hulle het vir Dawid dit gebring om te eet. Want hulle het gesê, die mense sal honger en hoeg en dors wees na hulle trek in die woestyn. So dit is daai tyd wat Dawid moes vlug vir sy kind in die oorlogstyd, wat hy hier kom aan die kant van die Jordaan by hierdie vreemde mense wat vir hom oorlaai met al hierdie kos wat ek nou vir julle gelees het. Dan sê Dr. Koenig, dit is daar waarvan Dawid gepraat, van dat die Here vir my sorg, dat hy op my behoeftes voldoen. So hierdie Psalm wil nie met ons praat oor ons omstandighede. En ons omstandighede het nie die laagste sê in ons lewe. Dis wat hierdie Psalm vir ons kom sê. Hierdie Psalm wil met ons praat oor wie God is. En dat God die laagste sê in ons lewe het. Nie ons omstandighede. Nie dit wat buite ons en met ons gebeur nie. Maar God die laagste sê. En dan wil Dawid in die Psalm veral drie beelde wat hy hier gebruik om vir ons dit te kom sê oor wat God alles doen vir ons en dat God die laaste sê in ons lewe. Die heel eerste beeld is 'n bekende beeld, die beeld van die skaap. Van hoe die skaap wat hy vertel van hoe wonderlik sy herder vir hom versorg. Die een na die ander is 'n beelde van oorvloed. Wat kan vir 'n skaap beter wees as om 'n oorvloed te wei? Maar as ons mooi kyk na die beeld, dan sien ons dat hy rus in groen weiveld. Hy rus in die groen weiveld. Dis vreemd, want 'n skaap rus, 'n karooskaap en 'n skaap in Israel rus nie in groen weide nie, maar daar was nie baie nie. Hy vreet so vinnig as moontlik, want dit is maar skaars. Maar hierdie skaap is altyd gevreet. Daar's oor genoeg. Die groen weiveld is genoeg. Jy hoef nie vir hom te oorvreet en haastig te wees nie. Hy kan sy klaar gevreet het rustig aan lê. Daar's nog genoeg. Oor genoeg vir hom oor. So laat ons dit nie moet raak sien. Dat die Here groen weiveld vir ons genoeg gee, sodat ons die skaap is dik geëet en hy kan rustig gaan lê tussen die groen gras. En dan bring die herder die skaap by waters waar daar vrede is. Ook belangrik is dit moet raak sien as mense nou in die veld maar kyk in die wildtuin, drinkplekke is gewoonlik onrustige plekke. Die bokke wat daar kom drink is bang, want dis gewoonlik daar
daar waar die roofdiere lê wag om hulle te vang. Dis daar waar die gevaar dryf by die drinkplek. Daar wag die leeu's. Maar hierdie skaap is nie bang nie. Hy rus by die sydkant. Hy rus by die sydkant. Hy gaan lê daar. Geen dier wat ooit daar sou gaan lê nie, behalwe as hy die regte herder het. Hy gaan lê daar en hy rus daar by die sydkant. Hy is nie bang nie. En dan ook die waters gaan oorvloed. En dan ook die wonderlike belofte van die krag, die nuwe krag, vers 3, wat ons hier ontvang. Krag, wat hier beteken lewenskrag, die moed om aan te hou en op te staan en aan te gaan met die mense lewe. Die krag is nie net handkrag om sekere goed te gaan doen nie. Die lewenskrag hier ook, van die ou Afrikaanse vertaling het gesê, die Here verkoop my siel. Die Here verkoop my siel, sodat die Here ook ons binne in ons gemoed ook vir ons krag gee om te kan aangaan. Dat is dit ek moet hoor. En Maria, ek dink dit is 'n wonderlike belofte wat die Here vir haar ook vir jou kom gee. Dat die Here vir jou sê, Maria, jy het nie meer baie liggaamskrag nie. Hy gaan vir jou 'n krag van binne in jou gemoed gee en jou hart gee om te kan aangaan. Wat die Here nog altyd vir jou gegee het. Jy was nog altyd vir almal van ons 'n toonbeeld en in 'n sekere sin ook 'n getuienis van alles wat jou liggaam agtertakel. Die Here vir jou ander krag op binne in jou gegee. Ook ander krag. 'n Krag om te kan aangaan en nie te kan opstaan. En jy moet die belofte vat in vers 3 van Psalm 23, dat die Here dit vir jou sê, Maria, ek sal vir jou nuwe lewenskrag gee. Ek sal jou siel verkoop. Jou hart sal ek krag gee om te kan aangaan. Anders jou liggaam nie meer daar nie. Wat kan jou liggaam nie meer saamspeel nie, dan dat die Here vir jou in jou gemoed die krag sal gee. Ek wil tog hê dat ons 'n bietjie daaroor moet dink, broers en susters. Dit is die krag wat ons in ons hierdie nodig het. Die krag van ons gemoed en in ons hart en ons op. Dis die krag wat ons nodig het. Hierdie krag kry ons deur die brood wat ons eet en die water. Ons gaan net ook saam eet ook in die saal. Kry ons die krag vir ons liggame. Maar ons het 'n sterker krag nodig. Die krag van ons gemoed. Om moed te kan hê, om vorentoe te kan kyk, om die Karoo te kan boer of die Tankwa Karoo te kan boer. Jy kan nie daar dit doen as die Here nie in jou hart vir jou krag gee. As die Here nie jou gemoed verlig nie. As die Here nie vir jou help om vorentoe te kyk nie. En die Here het dit vir Wessel ook gedoen, dwars deur sy lewe. Maria as groot die Here dit vir jou ook sal doen. Maar ons kom hier wat vanmiddag op jou sit. Ons praat ook baie daaroor met die Here. Sê Here, gee vir my krag om soggens op te staan. Gee vir my krag om my werk te doen. Gee vir my krag om aan te gaan met my boerdery. Here, gee vir my krag vir die land. Gee vir my krag vir Oud-Wes. Gee vir my krag vir die Karoo. Here, gee vir my krag vir die siekte. Gee vir my krag vir die siekte. Psalm 23 sê die Here doen dit en hy gee dit vir ons. En dan die wonderlike beeld van die donker kloof in vers 4. Die donker kloof. Ook daar is die Here. Ook daar is die Here. Maar dit kom weer. Het gaan nie in hierdie Psalm oor ons omstandighede nie. Het gaan nie in Psalm 23 oor ons omstandighede nie. Het gaan oor wat God vir ons doen. Het gaan oor wat God vir ons doen. Dat hy vir ons in die groen weivelde bederf, maar dat hy ook in die donker kloof in ons lewe saam met ons staan, vir ons al vas en vir ons dra. Dan is daar 'n tweede beeld, en dis die beeld van 'n gas, die beeld van 'n gas, daar van vers 5 tot by vers 6, die beeld van 'n gas, waar staan die Here mooi genooi, om by 'n tafel te kom sit, 'n feesmaal, terwyl die teestanders moet toekyk, dat sê die Here vir my by 'n tafel wat oorvloedig is, hy knak en hy buig en oor alles, waar hy is, en die Here is die gasheer, wat vir ons alles gee, wat die tafel dek, wat ons kop verfris met olie. Dis wat die Here met ons kom maak, of ons kom doen. En ek dink ook, as ek aan best ook dink, hoe die veel was met vet vlees, hoe die Here ook vir hom ook baie keer bederf daar. Die Here ook vir hom bederf met die vet ringetjie, dat hy op Sondag dan tot byna aan die begin van sy lewe nog elke Sondag kon staan en daai ringetjie kon braai, daai vet vlees kon braai. Dit gaan nie oor dat die Here dit vir ons kon gee. Dat die Here dit vir ons kon gee. En broers en susters, kom ons bring dit ook na ons terug. Kom ons kyk ook wat die Here vir ons op alles doen. Kom ons kyk ook wat die Here vir ons op alles doen. Hoe die Here ook vir my en vir
alles wat ek en jy het, wat jy moet te werk is, kom met die Here se hand in ons lewens maak, ons kinders, ons kleinkinders, ons gesondheid, ons gawes, ons talente. Dit wat op ons tafels is vandag, of op ons rooster is soos vleisbraai. Kyk hoe die Here vir ons bederf. Kyk hoe die Here vir ons bederf en ons bekers laat oorloop. En die Here wens dat sy bekerroep laat oorloop. Die Here het ook vir hom gegee wat hy nodig. Hy het hard gewerk, die moeilike lewe gehad as 'n kind. Dit was nie maklik daar waar hy geboor het in die Takrakaroo nie. Ook hier, die pad wat hy en Maria op ons moes saamstap, daar was moeilike tye in sy lewe. Maar daar was toch ook 'n stuk tevredenheid in sy hart. Dat hy ook dit wat die Here vir hom gegee het, ook met dankbaarheid ontvang het. En ook met dankbaarheid geniet het. Want die Here het sy lewe ook laat oorloop. En ook klein goedjies, ek dink maar net aan die laaste paar dae wat hy daar voor sy garage sit in die son. Om in die son daar te gesit voor die garage en daar vir die hoenders kos te kan gooi en sy kat wat daar by hom kan kom skier. Dit was die goed wat sy lewe laat oorloop. Dit is die goed wat sy lewe laat oorloop. En kom ons leer het ook in sy lewe. Dit hoef nie net diervakansies te wees nie en groot en dierryk goed nie, wat ons bekers laat oorloop nie. Hulle het perfekte liefde. 'n kat wat in jou kom skier. Hoenders vir wie jy kan kos gee, wat voor jou die kos kom oppak. Dis hoe die Here ons bekers sal oorloop. Dis hoe die Here ons bekers sal oorloop. En dis hoe die Here ook Wessel se beker ook sal oorloop. En dan kom ons by die laaste deel en dit bring my nou dan by die teks en prediker wat jy gevra het om na te kyk. Want die laaste deel, dit wat in prediker gebeur, gee vir mense goeie aankoopers met mekaar. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in die einde van dae. Hier praat daar oor tyd, oor sy lewe. En in prediker waar daar die verskillende fasette van tyd in ons lewe vir ons genoem, van geboorte tot die trou, tot die nou later weer sterf. Ons hele lewe bestaan uit tyd. Ons hele lewe bestaan met tyd. Tyd wat die Here vir ons gee. Tyd wat die Here vir ons gee. Maar nou is het belangrijk dat ons moet sien, na aanleiding van vers 16 Psalm 23, Prediker 3, dat maak nie saak wat die tyd van 'n mens se lewe jy is nie. Maak nie saak wat die tyd van jou lewe jy is nie. As dit nou 'n tyd is wat jy plan, as 'n klomp beelde wat jy gebruik, tyd om te omhels, tyd om te soek, tyd om te dans, tyd om te huil, tyd om te lag. 'n klomp verskillende fasette van tyd in 'n mens se lewe. Psalm 23 ons sê, maak nie saak in watter faset van tyd jy is nie. Die Here is by jou. Die Here was by jou toe jy gebore is. Die Here is by jou toe jy gehuil het. Die Here was daar toe jy gedans het. Die Here was daar om jou te genees. Die Here was daar toe jy geskeer het, toe jy toegewerk het, toe jy stil gebly het, toe jy gepraat het, toe jy lief gehad het, toe jy oorlog gemaak het, toe daar 'n tyd van vrede was. So Psalm 23 wil vir ons sê, maak nie saak watter tyd van ons lewe ons is nie. Die Here is by ons. Die Here is by ons. Enige tyd, elke tyd van ons lewe. En as ons nou na Prediker kyk oor hoe hy oor tyd praat, en ons kyk na Psalm 23, dan moet ons mekaar kom sê vir altyd. Vir altyd, ook in die lig van die Nuwe Testament. Ook in die lig van die Nuwe Testament moet ons mekaar kom sê, daar gaan nooit 'n tyd in die lewe kom wat die Here nie byna is nie. En daar is so baie tekste in die Nuwe Testament dat dit bevestig. Ek wil maar net een lees, en dis 1 Tessalonisense 4 vers 17, waar Paulus in die gemeente in Thessalonika kom praat oor die einde van die tye wat die einde geaanbreek. Dan sê hy, Christus gaan kom en uit die hemel uit, en diegene wat met Christus gesterf het, sal eerst opstaan, en daarna sal ons, wat nog lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolk opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons dan vir altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met die woorde, sê hy in al. So sal ons dan vir altyd by die Here wees. So dis belangrik dat ons so baie moet onthou in die Ou Testament, as Dawid praat oor tyd, dat hy sê ek is vir altyd by die Here, het hy ook gebeur, hy gaan die tyd kom wat hy moet sterf. Hy gaan die tyd kom wat hy moet sterf. As die boek Prediker praat oor tyd, dan praat hy oor tyd onder die son, hierdie kant van die graf. Maar dan kom die Nuwe Testament, en ek kan sê, die boodskap van die Nuwe Testament,
Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood oorwin. Hy het in 'n sekere sin op die tyd kom doodmaak. En die tyd kom doodmaak, nou is dit ewig. Nou is dit dit ewig. Dis heeltyd nou. Die tyd van die Nuwe Testament en die bedeling waarin ons op pad is daar nie 'n gister en 'n môre. Dis heeltyd net nou. Maar die bedeling waarin hy nou is, die bedeling waarin ek en jy op pad is tyd heeltyd nou. Is tyd heeltyd nou. Prediker sê ons verstaan het, ek kan dit ook nie verstaan, ek glo dit nie. Nie van julle sal dit ook kan verstaan, ons glo dit nie. Ons weet dis waar ons op pad is, dat ons vir ewig sal lewe, vir ewig sal lewe. En daarom, as Psalm 3 afsluit, en sê, Here, ek wil vir altyd by U bly. Ek wil vir altyd by U bly, tot 'n lengte van daar, as dit in 'n sekere sin nog 'n sug, dis 'n sug, dis 'n kreet. Here, asseblief, moenie dat ek net vir 60 of 70 of 80 jaar by U bly nie. Here, ek wil vir altyd by U bly. Daai kreet, daai sug in Psalm 23, is op 'n Paasondag waar gemaak. Toe 'n vrou eers moes hoor, Jesus lewe, hy sê lewe, en opgestaan hy lewe, en jy sal saam met hom lewe. Hy sê jy lewe, en opgestaan hy lewe. Nou wees dit die boodskap gehoor. Hy het die boodskap gehoor, hy het dit ook geglo. Hy weet ook geweet, dat sy lewe nie sal stop. Hy was baie hartseer, die laaste paar dae van sy lewe, ek het nie so geken nie. En nou wat ek na die jaar terugdink, maar net hy was seker soos gedink het. En ek dink ook, hy het ook geweet, dit is so bang. Daarom ook wat ek vir gesê het vir die hele dinsdag, dink jy ek sal leer by jou vleiswerk by die missie. Ek geweet sy aardse lewe staan in die kant. Hy het geweet, maar as gelowige, het ook geweet, dat die Here ook van vir ewig sal leef. As gelowige het ook weet, dat die Here ook van sal opstaan, met 'n liggaam wat nie so afgetakeld sal wees, soos sy liggaam afgetakeld gewees het, die laaste paar dae nie. Die geweet die Here is in die heerlikheid wat opstaan. So Psalm 23 vers 6 sê, ek sal vir altyd by die Here wees. Prediker 3 sê, al my tyd is in die Here se hand. Al my tyd, ook die tyd hierna, ook die tyd hierna. Maria, Markus en Annelie, mag julle dit glo en ek weet julle, omdat julle so gelowig is. En maak het een deel van julle lewe, en ek weet julle maak het een deel van julle lewe, dat julle ook sal weet, die Here sal dit met ons doen. Ek het net al gepraat oor professor Adriaan Kienig, wat oor die Psalm baie gepraat het, en ek het sy preekie voor my, dan sê hy hier, ek sal thuis wees in die huis van die Here op 'n lengte van dae. Die gas word 'n kind. Die gas word 'n kind. En dan vra hy, het jy al getrek? Het jy al getrek? Of sta jy nog buite? Het jy al getrek in die Here se huis, of sta jy nog buite? En wees het getrek, Maria, wie het getrek? Ek glo die meeste almal van ons vandag gesit, staan nie buite nie. Glo ons staan nie buite nie. Glo almal van ons, sê Here, ek wil getrek. Elke kind in die huis kom word. En dan, as jy kind in die huis van die Here vir altyd, nie net vir 18 jaar gaan nie, maar jy gaan nie, vir altyd, vir altyd. Broers en susters, kom ons glo dit vandag. Kom ons glo dit vandag. Amen. Ek wil graag, ons raak die eerste paar oomblikke stil, is eers nie so lang. Ek wil vir Markus vra om die bedankings te doen. Ek sal my mikrofoon vir jou gee, Markus. Ik zal het later stel gaan die nieuwe ding posten op YouTube. Die bedanking is nou nie in volgorde nie, maar as ek die tyd soos wat ek gaan aanlede by mekaar gesit. Eerste Dr. Elze Christinger baie dankie vir al jou ondersteuning aan baie die jare wat hy gelei het, maar veral ook die 26 September toe hy siek geword het en in die hospitaal toe moes afkom, toe
Jolanda en jou span, baie dankie. Ons waardeer al die hulp en ondersteuning vanaf Sondag. Dit is van onskatbare waarde. Dit is van ons baie beteken. Toneel Bertus, baie dankie van die besoeke by Pa en dat jy ons vir ons diens lei vandag. Dan Hesper ons personeel. Ek gaan niemand opnoem nie, want ek gaan mense nie los. Maar baie dankie vir alles wat jy vir Pa gedoen het. Vir al die laaste maand. Jy het bitter mooi aan gekyk. Dan al Pa se bure en vriende. Hesperos, dankie vir julle omgee, tydens en laat maak, hier is 'n versorg. En net die inloer by hom om te hoor dit gaan. Dan dankie vir almal wat by Ma inloer. En nog die week en die naweek sal doen. Ons waardeer dit. Ek en Andy is bitter dankbaar vir dit wat julle doen. Dan vriende, familie, kennisse, baie dankie vir al die boodskappe, al die oproepe, ons waardeer dit het ons gedra deur die week. Ek dink nie 'n mens besef wat ondersteuning is totdat jy by 'n dag kom soos hierdie week. Dan dankie dat jy mooi kon gesien het na Pa toe hy siek was die maand en ook al die jare wat jy by Pa en Ma werk daarby terwyl hy by Hesperos bly. Ons waardeer dit. Gloria, jy word nie vergeet nie. Baie dankie vir al jou werk en jou versorging vir Pa en Ma. Sophie, dankie vir jou maandag as dit was. Ons waardeer dit. Dan Andy, Gawie, dankie vir julle moeite en redings. Dit word raak gesien. Ons waardeer dit. Moeder, jy en Pa was nou amper 46 jaar getroud. Dit is 'n baie lang tyd. Dit is eintlik 'n leeftyd. Julle het saam baie sakke sirkel geëet, baie dinge saam deurgemaak. Dankie vir alles wat Ma vir Pa gedoen het, en kon doen en beteken het. Ek en Annie sal mooi kyk doen. Dan laaste, wat ek vir almal wat vandag hier is, baie dankie sê. Ons waardeer dit dat julle hier is, almal wat op die livestream kyk, die wat nie kon kom nie, maar wat boodskappe gestuur het. Ons waardeer dit geweldig baie. Julle besef nie regtig wat dit vir ons beteken in die tyd. Ons waardeer dit dat julle ver gekom het. Ek wil nie mense se name noem nie, maar ek gaan vir dat hy sê baie dankie. Dankie. Marcus en jou vrou Charlene, jou suster, ek moet vra dat ek moet dankie sê vir dit wat julle hier beteken het. Sy kon nie altyd hier wees nie, sy wil altyd iemand nie, maar baie dankie vir wat julle doen, wat julle gedoen het vir julle Pa, en nog steeds vir julle Ma sal doen. En dankie dat sy op julle nommer kan druk, dat sy net kan bel en sê, Marcus, asseblief, doen dit of doen dit. So aan die sê vir baie dankie. En dankie vir alles wat julle gedoen het. Die pad wat gebly is. Kom ons staan en dan gaan ons geloof bely. Ons het 'n afskeid van 'n gelowige. Ek gaan dit vir julle sê, ek kan dit net in die hart nader. Nadat ek die geloof daarop is dat gedoen het, gaan ons 602 staan. Die 602 die eerste 3 verse. Kom ons staan, en luister ons na ons geloof. Ons glo saam met Wessel aankom om God ons Vader, die almagtige besefer van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore
sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar sy kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes en dan die laaste 2 artikels wat vir ons oortoos hou. Ons glo in die opstanding van die vlees en ons glo in die ewige lewe. Ek het net vir julle gesê, ons weet nie dat die werk die ewige lewe doen, dat dit vir altyd daar sal wees. Maar ons glo dit. Ons glo in die ewige lewe. En Wessel het dit ook geglo. En daarom weet ons dat sy lewe nie stop nie. Soos dit maar nie jou lewe nie stop nie. Ons glo in die opstanding van die vlees en ons glo in die ewige lewe. Amen. Kom ons sing dit in 602 uit die vers. Namens die familie gooi, kom ons gaan interpreteer as 'n program of die saal